Siener praat van die delwerye is toe. Menende daar waar hulle diamante delf, dis toe. Nou, in Suid-Afrika is De Beers maar die ouens wat die myne het, die diamantmyne. Maar daar het 'n groot verandering plaasgevind. Nou weet ek nie of hierdie profesie van Siener dat die delwerye toe is nie. Kyk, hy voorspel dat die myne ook sal sluit en ons gaan dit sien. Maar daar is interessante nuus. De Beers het van sy myne gepause. Menende hulle het opgehou om daar te werk, hulle gaan nou net so bietjie los. En dit het alles te doen met hierdie diamante wat China maak. China maak diamante, jy kan nie die verskil sien tussen die diamante wat hulle maak en die diamante wat hulle uit die grond uit kry deesdae nie. Hulle praat van the rise of cheap diamonds. This is all about lab-grown diamonds. China, in China, particularly the Henan province, now produces over 60% of world's gem quality lab-grown diamonds. This flood of supply has caused wholesale prices to collapse by up to 90%. Why De Beers is pausing mines? This price collapse, combined with weaker luxury spending, especially in China, has severely pressured the natural diamond market. De Beers is not closing its mines permanently, but is pausing production to manage the oversupply. Key mines pause. The Manisha mine in South Africa, it's the largest, producing so about 10% of its output, will pause for 2 years. Following a pause on expansion at its Canadian mine, reason to cut costs, avoid flooding the market and wait for conditions to improve. So hierdie lab-grown diamonds are becoming crucial for tech. They are 5 times better at conducting heat than copper, making them perfect for cooling powerful AI chips in GPUs from companies like Nvidia and AMD. Nou ja, daar het jy dit. Nou wonder ek of die twee goed verband is. Siener het gesê die delwerye sal sluit, en hy het ook gesê die myne sluit, en hy praat natuurlik van 'n groot staking. Ons gaan 'n groot staking in Suid-Afrika sien. Sodra die situasie in Suid-Afrika begin versleg saam met hierdie olieprobleme, hier kom major krisisse. So, maar ek dink dis goeie nuus. Met die Anglo-Boereoorlog was juis geveg om die myne uit die hand van die boerevolk te vat en dit te steel en dit vir hierdie ander te gee. Die Britte en die Jode was saam in hierdie deal, want ons kan sien wie vandag die eienaars daarvan is, né? Jy hoef nie ver te gaan soek nie, kyk maar net wie is die eienaars. En ons weet, hulle is die ouens ook wat van die myne oorhandig het aan hierdie klomp swartes vir BEE. Cyril Ramaphosa het nooit gewerk om te kom waar hy is nie. Hy het dit uit die hand van die elite ontvang, van die globaliste. Hulle het dit vir hom gegee, sodat hy net ietsie is, want eintlik is hy niks. Maar hierdie is vir my baie belangrike nuus. Ek dink ons moet maar die ding dophou. China is besig om groot veranderinge in te bring. En ek dink nie dit is skade as De Beers toemaak nie, my persoonlike opinie. Vir al die jare het hulle die mark geweldige beheer. Diamante is verskriklik oral oor, dis soos olie. As jy grawe gaan jy diamante kry, dis oral. Maar hulle het dit so beperk en beheer, dat hulle die pryse opgestoot het, en jy moet nou vreeslik duur betaal vir 'n diamant. Hulle het baie gefokus op die ringe en die juweliersware en so aan. Ja, 'n mens moet maar probeer om by hulle te koop nie, so ver as moontlik nie. Maar ons is geneig om te dink diamante is nou vreeslik skaars en ja, en nou was almal 'n diamant hê. Ja, dis 'n absolute leuen. Dis soos olie. Olie is nie skaars, dis oral op die aarde. As jy 'n bietjie boor, so gaan jy op gas en olie afkom. Maar hulle beperk die markte sodat hulle die ekonomie kan beperk en die blankes, veral die blankes onder geweldige druk kan plaas, om die blanke ekonomie onder druk plaas. Dis maar waaroor dit gaan. Maar hierdie is baie interessant.